Goeiedag Radio Fynbos luisteraars. Vandag gesels ons oor die 7 sleutels waarmee die apostel Judas ons mee vermaan om daagliks in die geloof te bly. Ek lees dan vir julle uit Judas 1 vers 17 tot 25. Maar julle geliefdes, moet die woorde onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van ons Here Jesus Christus, dat hulle vir julle gesê het, in die laaste tyd sal daar spotters wees, wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Dit is hulle wat skering maak, sinnelike mense, wat die Gees nie het nie. Maar julle, geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid, en julle in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. En aan sommige wat twyfel, moet julle barmhartigheid bewys, maar ander moet julle met vrees red, deur hulle uit die vuur te ruk, en ook die kleed moet julle haat, wat deur die sonde bevlek is. Aan hom, nou wat magtig is, om julle van struikeling te bewaar, en julle sonder gebrek oor sy heerlikheid te stel met gejuig. Aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid. Amen. Ons vind dan die 7 sleutels van vermaning om in geloof te bly in vers 20 tot 23. Sleutel 1, ons kyk na sleutel 1. Ons moet onsself opbou in die fondasie van ons geloof. En die fondasie van elke gelowige is gegrondves in Jesus Christus, wat ons anker is, soos ons lees in Hebreërs 6. This hope is strong and trustworthy anchor for our souls. It leads us through the curtain into God's inner sanctuary. Ons geloof word geanker in Jesus Christus as persoon, in sy werke en so ook in sy opstanding. Ons geloof word gebou deur die lewendige getuienis van Jesus Christus se identiteit as seun van God, en so ook die wete dat ons verlossing deur sy dood en oorwinning deur sy opstanding ontvang het. En hoe bou ons onsself op in die fondasie van ons geloof? Deur werklik in die evangelie wat verkondig word te glo. En ons kan dit alleenlik doen wanneer ons die Here ons God lief het met ons hele hart, hele siel en met ons hele verstand, soos Jesus ons beveel het. Maar ook om aktief betrokke te raak, om geestelik te groei. Raak deel van jou gemeente. Raak deel van 'n groep wat tyd in God se woord spandeer, dit mediteer, dit bestudeer. Deel jou getuienis met ander wat Jesus vir jou gedoen het. En so bou jy weer iemand anders se geloof op. In vers 20 is daar nog 'n belangrike sleutel. En die sleutel gaan jou ook help om jouself op te bou in jou geloof. En dit is die sleutel, bid in die Heilige Gees. Om te bid in die Heilige Gees, raak jy so afhanklik van die Heilige Gees, om jou te lei in gebed, wat om te bid en vir wie om te bid. Om deur die leiding van die Heilige Gees te bid, verhoed dan ook dat jy uit gewoontevorming bid, of herhalende gebede te bid. En wanneer daar tye kom, wat jy nie weet wat om te bid, of hoe om te bid nie, sê die woord van God vir ons, dat die Heilige Gees help ons in daardie swakwees oomblikke, en hy tree self vir ons in, deur onuitgesproke woorde. Dan kom daar tye wat jy bonatuurlike raad en wysheid kort kom. En die woord sê, jy kan bid tot God, en hom vra vir die wysheid, en hy sal dit vir jou gee deur sy Gees. Sleutel nommer 3. Bewaar jouself in die liefde van God. En jy doen dit deur om daagliks bewus te wees van die liefde van God vir jou.
Dit is waarom Paulus ons vermaan om die dinge wat daarbo is te bedink, en nie dit wat op die aarde is nie, om te onthou hoe lief God jou gehaat het, deur sy eie seun as offer, as losprys vir jou en my vryheid te gee. Mediteer op God se woord, en laat toe dat Heilige Gees die woorde van God en sy liefde vir jou op die tafels van jou hart skryf, en verklaar dan so ook jou liefde aan hom. Dit is belangrik dat jy 'n intieme binnekamerverhouding met God het, om sodoende jouself te kan bewaar in die liefde van God. Sleutel nommer 4. Verwag God se barmhartigheid. Dit beteken, jy verwag en ontvang sonder enige verdienste God se medelee, sy ontferming oor jou, en sy liefde vir jou, wat jy sigbaar sal kan begin raak sien, deur mense se dade en optrede teenoor jou. God se barmhartigheid is een van sy eienskappe, wat ons as gelowiges aanleer, sodat ons barmhartigheid teenoor ander kan bewys. Hierdie barmhartigheid van God kom deur Jesus Christus, wat aan ons die ewige lewe skenk. Sleutel nommer 5. Bewys jou barmhartigheid aan die wat twyfel. Dit is belangrik om barmhartigheid aan die wat twyfel te bewys, omdat dit die evangelie van die goeie nuus van die kruis en die liefde van God weerspieël. Dit is noodsaaklik, want dit weerspieël ook die voorbeeld van Christus. Dit motiveer ook die wat twyfel en help hulle om die erns van hulle twyfel te verstaan. Die klein gelowige besef dan dat hy of sy is verlore sonder 'n herder. Die besef van 'n gelowige se barmhartigheid aan die wat twyfel, of selfs klein gelowige is, word nie as een of ander game of iets wat verkoop word voorgestel nie, maar dit is die bewys van opregte, liefdevolle aksie, wat die evangelie van Christus verteenwoordig. Jesus self leer ons, deur die skrifte, hoe om medelee te hê met ander, en hoe om barmhartigheid te bewys aan ander. Sleutel nommer 6. Verkondig die goeie nuus aan die wat verlore is. Hierdie sleutel is seker een van die belangrikste sleutels wat ons moet onthou, want dit is 'n direkte opdrag wat van Jesus afkom, toe hy gesê het, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Judas maak gebruik van die woorde, ruk hulle uit die vuur. Met ander woorde, dit is 'n aksie van dringendheid, wat hy hier vir ons probeer beklemtoon. Hierdie reddingspoging moet met deernisvolle liefde, dringendheid hanteer word, sodat die ongelowige nie geestelik vernietig word deur die oordeel van hulle sonde nie. Die vuur verteenwoordig die gevaar waarin daardie persoon verkeer en moet dringend daaruit gered word. Dit is soos 'n huis wat afbrand. Jy gaan tog nie vir iemand wat binne in die huis is net 'n waarskuwing gee, jou huis brand af nie, of net daar los dat daardie persoon brand binne die huis nie. Jy gaan alles in jou vermoë doen en pogings aanwend om daardie persoon uit daardie brandende huis uit te red. Om iemand te red uit die vuur, soos die woord sê, is om die evangelie met iemand te deel, sodat hy sal besef dat hy homself gaan vernietig deur sy eie sondige keuses wat hy gemaak het. Die Afrikaanse vertaling praat van uitruk. Meeste Engelse vertalings praat van snatch of snatching, wat die Griekse woord harpazo is, en dit beteken om 'n vinnige, goddelike redding toe te pas, om iemand uit 'n gevaarlike situasie te red. Dan kyk ons na die laaste sleutel, sleutel nommer 7. Moenie kompromieë aangaan, wat jou met sonde kan bedek nie. Hoe word ons bedek met sonde? Dit is eintlik heel eenvoudig. Dit is die keuse wat gemaak word tussen vlees en gees.
En hiervan praat Paulus baie oor die keuses van tussen die vlees en die gees. En hy vermaan ons in Romeine, dat julle jou liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Met ander woorde, jou liggaam as gelowige is 'n tempel van God. Sy gees lewe binne in jou. Hierdie keuse tussen vlees en gees veroorsaak oorlog binne in jou, omdat jou doelwit is om die vleeslike begeertes neer te lê. Om as kind van God 'n kompromie aan te gaan beteken eenvoudig dat jy jou standaarde verlaag, om soms verruil vir gemaklikheid, vir aansien, soms vir inpas, dalk net in 'n groep, of 'n vriend of 'n vriendin. Dit is dan waar jy plek maak vir die wêreldse vleeslike begeertes. Jy maak jou oë en jou ore toe vir die stem van die Heilige Gees. En dan redeneer jy baie maklik, maar hoekom dan nou nie? Dit gaan niemand anders skade bring nie, maar intussen bring dit skade aan jou. Die probleem met kompromie, dit bring skeiding tussen jou en God. Skuldgevoelens begin intree, en dit maak dan dat jy eerder probeer wegkruip uit die aangesig van God, en verdraai dan so ook die waarheid, hoekom dinge regtig met jou gaan soos wat dit met jou gaan. Daar is 'n paar voorbeelde in die Bybel waar kompromie aangegaan is. Byvoorbeeld, Adam en Eva het die keuse gemaak om in God se woord te twyfel. Koning Salomo het met 'n vreemde vrou getrou, wat sy hart van God weggelei het. Israel, die volk van God, het hulle knie gebuig voor afgode. Petrus het Jesus verloon uit vrees. Kan jy sien hoe maklik dit is om 'n kompromie aan te gaan? Ons kan wel kompromie teenstaan, deur ons daaglikse verhouding met God, sy woord te mediteer, te bid en verantwoordelikheid te vat vir die keuses wat ons gemaak het, en so dan ook die wêreldse vleeslike begeertes neer te lê. Kom ons bid saam. Abba Vader, ons kom vandag na U in Jesus naam. Ons staan skuldig in die sleutels wat ons vandag behandel het. Ons verwaarloos soms ons geloof, en vandag kom ons opnuut en sê dankie. Dankie vir die vermaning van die apostel Judas, wat ons kom herinner het aan wat ons nodig het om in ons geloof te bly. Al is die wêreld op sy kop en de mekaar, is ons geloof al wat ons het, om vas aan te kan hou in hierdie de mekaar wêreld. Here, vergewe my, waar die fondasie van my eie geloof skibreek gelei het. Help my Heilige Gees om altyd deur U te bid, vir leiding, vir wat ek moet bid, vir wie ek moet bid. Help my om daagliks die dinge wat daarbo is te bedink, en so die liefde van God vir my te onthou. Dankie vir U barmhartigheid, wat ek so onverdien ontvang, en help my om tog barmhartig te wees teenoor ander wat twyfel. Ek wil ook die opdrag van die evangelie uitverkondig aan die wat verlore is, en so hulle red uit 'n brandende vuur. Help ons, Here, om nie kompromie aan te gaan en die vleeslike wêreldse begeertes bo die Gees te kies nie, wat ons in skaamte voor U laat staan nie. Dankie vir die woord wat ons vermaan, ons leer en ons hoop gee. Help ons Heilige Gees om daagliks ons kruis op te neem en Jesus te volg, om so dan in ons geloof te bly. In Jesus naam, amen.